Ek groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom liewe vriende by ons oggendoordenkings van Uit die Woord digitaal. Mag vanmôre se boodskap vir jou tot seën wees. En kom ons gaan verder met ons reeks uit Openbaring vanmôre, deur saam te lees Openbaring 19 vers 1 tot 10. Hierna het ek iets gehoor, soos 'n harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep: Prys die Here. Die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Regverdig en reg is sy oordeele, want hy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou, wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek. Verder het hulle uitgeroep: Prys die Here. Haar rook styg tot in alle ewigheid op. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê: Amen, prys die Here. Toe het daar 'n stem van die troon afgekom wat gesê het: Loof ons God, al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot. Ek het toe iets gehoor, soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van 'n swaar donderweer. Hulle het uitgeroep: Prys die Here. Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my: Skryf op. Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die Lam uitgenooi is. Verder sê hy vir my: Dit is die woorde van God en hulle is waar. Toe het ek voor sy voete op my knieë neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het en dit is die Gees wat die profesie gegee het. Net tot sover. Broeder en suster, ons het nou uiteindelik gekom by die Halleluja koor in Openbaring, omdat die uitdrukking vertaal word deur Prys die Here, en 4 keer kry ons dit in hierdie teksgedeelte. Die hemelse menigte sing Halleluja, omdat God sy oordeel voltrek het. Dit klink soos 'n groot watermassa. Die groot menigte van die hemel prys die Here wat die oorwinning behaal het. Dan word die 24 ouderlinge en 4 lewende wesens deel van die loflied. Die kerk en die hele wêreld is verheug dat God God is. Uiteindelik sing die hemelse koor weer 'n loflied, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek. God se koningskap word besing. Alhoewel hy nog altyd koning was, word sy koningskap nou erken na die vernietiging van die bose magte, soos beliggaam in die simboliek van Rome en al sy trawante. Dit is die hoogtepunt in die geskiedenis van die mens. Die veroordeling van die bose en die bruilof van die Lam en sy bruid, die kerk. Die kerk is alle getroue gelowiges van alle eeue heen, uit alle volke, tale en nasies. Die kerk word hier uitgebeeld as die bruid van Christus. Ons is aan Christus gegee, maar ons is ook deel van God se koninkryk. En daarom is ons genooide gaste by die bruilofsmaaltyd van die Lam. Die bruid is geklee met helder, fyn, blink klere. Dit is simbolies
van die regverdige dade van al die gelowiges. Dit is gehoorsame volharding van alle kinders van die Here. Jesus Christus is die middelpunt van God se openbaring en sy verlossingsplan, wat deur die profete aangekondig is. Hy het die bose en die sonde finaal oorwin en word as die enigste oorwinnaar erken. Ek en jy wat kinders van die Here is saam met Jesus Christus meer as oorwinnaars. Ons sien uit om saam met hom by daardie bruilofsmaaltyd van die lam aan te sit en te deel in die oorwinning, omdat ons enduit volhardheid in ons geloof. Kom ek en jy neem vandag ons geloof weer ernstig op. Ons gaan leef dit uit, toegewyd, gehoorsaam en volhardend op die pad wat Jesus Christus ons kom aanwys het. En kom ons sien uit na 'n wonderlike feesmaal eendag saam met Jesus in die hemel, om te deel in sy oorwinning. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat ons hierdie dag in U naam kan begin en voor U in aanbidding kan buig. Ons prys U want U is ons God en ons harte is jubelend want ons is op die oorwinningspad. Dankie vir Jesus Christus wat oorwinnaar is en wat die hoogste prys betaal het om ons te kom red. Vandag kom wy ons lewe aan hom toe. Seën vir ons hierdie mooi dag. Voorsien vir ons in alles om van te lewe, Here. Lei vir ons deur U woord en gees. Beskerm ons en laat ons lewens U verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag.